is hy. OK, soos julle gehoor het, ons volg die ritme van Paulus in Efesiërs. As jy 'n besoeker by ons is hoekom? Paulus praat met 'n gemeente, en hy praat met 'n gemeente soos ons gemeente, en hy begin in Efesiërs om vir ons te sê, wat het Christus vir ons kom doen? En dan kom sê hy, wat is die verskil, wat Christus gemaak het, wat het dit vir ons gebring? En dan sê hy vir ons wie ons is in Christus. Hy sê, julle is die erfgename van God. Erfgenames. Dit beteken, ons is God se geskenk. En dan is ons saam met Christus erfgename van die Vader. Met ander woorde, alles wat Christus geërf het, gaan ons erf. En dan begin hy praat verder, hy sê, julle is nou ons familie, so ons is nou deel van God se familie. En dan begin Paulus praat 'n bietjie oor hoe lyk die kerk. En wat hy doen twee goed. Hy skets vir ons 'n prentjie van hoe moet die kerk eintlik lyk? En nou as ons sê kerk, is dit nie hierdie gebou nie, hy praat van ons, ek en jy. Hy sê, dis hoe 'n Christen eintlik lyk, ons leef nog nie altyd daar nie. En so wat Paulus doen, hy roep ons na wie ons eintlik is. En ek dink dis belangrik. So wanneer jy hierna kyk, dan sê Paulus, onthou, julle is nie meer kinders van die nag nie, julle is nou kinders van die lig. Ek roep julle na die lig toe. En dit is so wonderlik vir ons. Dis sê 'n klomp reëls en regulasies nie. Nee. Hy kom sê eintlik, wie is ons? Wie is ons in kor, in ons hart en in ons lewens? En in hierdie gedeelte kom Paulus vandag en hy praat oor huwelik, but it's amazing. Hy het gepraat oor wie is ons in Christus, dan praat hy oor hoe groei ons geestelik en wat diep geestelike dinge, wat gaan in ons aan, dan sê hy, hoe het hy begin, hy sê, dit is soos die huwelik. It's amazing. So met ander woorde, ons praat vandag oor die huwelik, maar dit gaan oor baie meer as die huwelik. Jongmans, julle moet vandag hoor hoe 'n man sy vrou lief. Is julle reg daarvoor? Jong dame, jy moet leer, hoe moet jy gelief word? En dan moet jy teruglief. Maar weet julle waarvan praat dit? As die Bybel vir jou iets sê, ek en jy moet dit doen, dan roep hy ons eintlik na iets wat God alreeds doen. So al hoor jy vandag net, hoe het God ons lief? En wat's God bereid? Hoe lyk liefde vir God? Dit lyk bietjie anders as hierdie wêreld. So, kom ons spring weg. So Paulus begin met die huwelik, en hy wil vir ons 'n paar goed leer. Hy wil vir ons leer, wat is die huwelik? Ek dink Kobus sit hier, hy sê, Jaco, ek sal like om te weet, ek ken hom, want hy is getroud met die wonderlike Marietjie, en ek dink dis net, is 'n fees, ons is lief vir julle. Is ek reg? Okay, so eerstens, wat is die huwelik? Wat doen die huwelik? En dan waarna wys die huwelik? Okay, Paulus wil ons moet goed hê. Nou julle, hierdie gedeelte is so omvattend, as ons kan vir die volgende paar weke, elke dag vashak aan net een van daai sinne in hierdie gedeelte, so jy kan baie diep in hierdie ding gaan, ons gaan bietjie oorhoofs gaan, ons gaan net na 'n paar groot momente kyk, en dalk 'n paar struikelblokke wat ons uit die weg moet ruim, maar ons gaan kyk oorhoofs na groot prentjies. Die eerste ding, wat is die huwelik? Wat is die essens van die huwelik? En dan begin Paulus met 'n baie mooi verduideliking. En weet jy waar gaan hy? Paulus is seker die enigste skrifgedeelte Efesiërs wat so in detail praat oor huwelik in die hele Nuwe Testament. So as ons hierdie gedeelte lees, hy's nogal die ankergedeelte vir die huwelik in die Nuwe Testament. Maar kyk waar begin Paulus. Paulus begin om 'n Ou Testament vers uit te lig. Ou Testamentiese skrif herhaal hy weer en hy herinner ons daaraan. En hoe so as hy sê, Efesiërs 5 vers 31, hy sê, daar staan mos, 'n man sal weggaan van sy pa en ma, en een word met sy vrou, en hulle twee sal een wees. Wat is die essens van die huwelik? Hulle twee sal een word. Nou, die Bybel gebruik eintlik 'n ander woord. Ons lees nou die moderne Afrikaanse vertaling, sal een word. Maar onthou julle die ou Afrikaanse vertaling, hy gebruik 'n ander woord. Hy sê, julle sal mekaar aankleef. Julle sal mekaar aankleef. Daar's iets wat gebeur, aankleef. Is 'n bietjie iets diepers. Die woord is 'n baie groot woord in die Bybel. Reg deur die Bybel word hierdie woord gebruik en daar's 'n woord vir hom. En hulle noem dit verbond.
So, die woordjie aankleef of julle sal een word, beteken eintlik verbond. So eintlik wil Paulus sê, hy sê die huwelik is 'n verbond. Nou mense, wat is dit? 'n Verbond is 'n eksklusiewe, permanente, wettige, diep persoonlike toewyding, commitment. Gaan dit wees, 'n verbond is eksklusief, permanent, wettig, diep persoonlike verbintenis, 'n commitment. Dit is so groot dat in die Bybelse tyd as jy met iemand 'n verbond gemaak het en jy verbreek die verbond, mag jy doodgestenig word. Interessant. So dis hoe sterk die tema as en daai woord is van verbond. OK. So wat is 'n verbond? Is 'n proklamasie. Is 'n deklarasie. Nou hoor mooi. Hierdie is 'n verbond wat ek nou vasmaak, ek kleef aan nou en is 'n permanente, ewige, aanhoudende aankleef. So hier's wat dit is. Die huwelik is nie 'n deklarasie van huidige liefde nie. Die huwelik is 'n deklarasie van toekomende liefde. Hoor mooi. Die huwelik sê nie, as ons trou, toe ek en Karina voorgestaan het, ek is nou bly jy's hierson, nou kan ek jou gebruik as 'n voorbeeld. Toe ek en Karina voor die kansel gestaan het, wat ek toe verstaan het, ek moet vir haar sê, hoe lief het ek haar nou. En dit was baie. Mense, julle moes daar wees. Waar was julle? My pa en ma was daar. Dieken was daar. Die was 'n ongeloof. Nee, Dieken was nie daar nie. Mense kind. Was ongelooflik, daar het so tussen sulke lang bome afgekom. En daar het 'n klok gelui, so kerkklok, so aanhoudend gelui, so sê, maar ek kon nie in my oë sien nie. Ek het gesnik en gechunk soos 'n regte klein meisietjie. En toe sy daar voorkom, toe beloof ek goed wat ek nooit weer wil onthou nie. Ek het my lewe afbeloof aan haar. Weet jy, baie keer is die huwelik, ons verstaan nie. Ons maak 'n commitment aan iemand van hoe lief het ek jou nou. Maar dis nie 'n huwelik nie. 'n Huwelik. Julle, hoeveel mense ken jy wat vir iemand sê, ek het jou lief? Hulle is nie getroud nie. Dis nie wat 'n huwelik maak. 'n Huwelik sê, ek het jou nou lief. En ek maak aan jou 'n eksklusiewe, permanente, wettige, diep persoonlike commitment, dat ek jou in die toekoms ook sal lief hê. That is different. Daar's nie plek waar ek gaan voel ek in die toekoms nie. Paulus sê die huwelik is 'n aankleef wat oor tyd dra. En hy hou aan. So met ander woorde. In die huwelik sê ek, en ek maak 'n diep commitment, 'n eksklusiewe, permanent, ewige, persoonlike commitment aan jou. Ek sê, ek sal jou môre lief hê, ek sal jou oormôre lief hê, en ek sal jou die dag daarna lief hê, en ek sal jou volgende jaar lief hê. Maar dit is seker nie moeilik om te dink, dis nie hoe die wêreld die huwelik sien nie. Soveel is ver te kyk nie. Vir die wêreld is dit 'n commitment van wat ek nou voel. Maar wat ek nou voel kan enige tyd verander. En eintlik is dit dan mos nou maar 'n commitment vir niks. Dis 'n toewyding van niks. Meeste van die keer, dan maak ons verbintenisse en commitments aan dit wat ons nou dink en wat ons nou ervaar. Maar Paulus sê nee, Christus het ons nie so lief nie. Hy maak 'n totale verbintenis aan jou nou. En hy maak daai verbintenis met sy lewe aan jou vas vir die res van jou lewe. So die essens van 'n huwelik, wat is dit? Is 'n totale aankleef. Is 'n totale aankleef. My skat, jy sit met my. Ek weet nie hoe goeie nuus is dit vir jou nie, maar vir my is dit ongelooflike goeie nuus. Kom ons gaan aan. Wat doen die huwelik? Wat doen hy? Natuurlik is daar baie. Ek wil net hierdie twee goed uitlig wat Paulus uitlig.
Die eerste ding, kom ons lees dit sommer die skrif, hy sê die huwelik reinig. Die huwelik maak skoon, hy reinig. En die tweede ding, ek gaan dit verduidelik nou, die huwelik heg aan mekaar vas en vleg diep in mekaar in. So die huwelik, eerste ding is hy reinig, en die tweede ding is hy vleg twee gedeeltes in mekaar, en hy weef hulle aan mekaar vas. Kom ons hoor net weer wat hy sê. Hy sê, mans, julle moet julle vroue lief hê, net soos Christus die kerk lief het, toe hy sy lewe daarvoor gegee het, om so die kerk aan God toe te wy, nadat hy die kerk met water deur die woord gereinig het, sodat hy die kerk in al sy skoonheid voor hom kan stel, nie met enige vlek of plooi of enige ander onderskeid nie, maar aan God toegewyd, onberisplik, op dieselfde manier moet mans hulle vrouens ook lief hê. So wat is die doel van die huwelik? Eerstens is groot, is om te reinig. Maar ja, wat beteken dit? Het klink vir my, Jesus sê, die dag toe hy na ons toe gekom het hy my gekry. Paulus herinner ons net bietjie voor in Efesiërs, toe was ek 'n kind van die duisternis. Ek was vol gebrokenheid. Ek was vol stikkend. Ek was vol vrees, angs, depressie. Daar's 'n klomp goed in my lewe gewees wat nie mooi gelyk het nie. En Christus sê, hy het my getrou terwyl ek so lyk. En toe hy my trou, toe sê hy, toe gebeur daar iets. En Paulus praat hiervan, en dis waarom toe Paulus ons nooi. Hy sê, soos Christus deel van jou lewe raak, gebeur iets. En wat gebeur? Jy raak mooier. Hy sê, hy maak ons mooier. Hy het ons kom was, en hy was ons met woorde van waarheid, hy spreek lewe in ons lewens in. Ongelooflik, nee. Laat hy vorm ons deur wat hy vir ons sê, En Paulus herinner ons nou net aan wat Jesus van ons dink. En hy kom en hy sê, soos Christus jou mooier maak, hy maak jou beeld skoon, en dan stel hy jou voor die Vader as 'n wonderlike beauty. Hy vat 'n lelike eentjie, of van ons was nie eens eentjies nie. Hy vat 'n plat Anna. Is hy nie daar nie? Okay. En hy maak van dit 'n swaan. Imagine ek kan my vrou so lief hê. Imagine ek trou haar, maar ek weet, sy gaan net mooier word. Want wat ek gaan doen, gaan maak dat sy mooier word. My woorde gaan goed in haar wakker maak en haar lewendig maak. Imagine ek en die Here is in 'n partnership. En ons partnership is not just to change her, want dit is 'n moeilike woord ook. Is om die vlek en plooi weg te vat. Hoe doen ons? Maar dit praat van iets, mense. Het praat van iets, ek trou jou nie vandag vir wie jy nou is nie, ek trou jou vir wie jy word. Vir wie jy word. Want vir 'n klein rukkie, is jy nou vir my mooi. En dan gaan iets anders te gebeur met jou oor tyd. En soos daai tyd loop, gaan daar beauty uitkom, ek gaan dinge beleef en sien van jou wat ek nooit geweet het, is moontlik nie. Dit is iets anderste, en Christus sê, maar hy is bereid om ons so lief te hê. Kan ons dit waag om mekaar so lief te hê? Kan ons waag om mekaar so lief te hê? Baie mense kom en sê, jy weet, daar's nou al hierdie liefdes-apps waar jy nou jou partner kan kry. Nie 'n probleem as jy van dit gebruik maak, ek is nie meer daarop nie. Ek was nog nooit daarop nie. Of nie meer nie. Daar's 'n groot statement, en mense praat baie daarvan in die wêreld. Ek soek iemand wat my nie wil verander nie. Heel goed. I don't want somebody to change me. I want somebody to accept me for who I am. Nou, dis great. Maar kom vertel jou gou. Jesus accept you just as you are, but he does not leave you just as you are. Nooit. As Christus in jou lewe inkom, hy kies jou net soos, jy hoef niks deur hoops te spring nie, jy hoef nie 'n klomp Bybelverse te ken nie, jy hoef nie aan al die regte kerke te behoort nie, hy aanvaar jou net soos jy is. Maar glo vir my, sy droom is vir jou, om jou skoon en beautiful en heilig en ongelooflik
voor God te kan stel. Hy los jou nie net waar jy is nie. So wanneer jy voor 'n kansel staan en jy wil 'n Bybelse fundeerde huwelik hê, jy wil jouself neerlê voor God en sê, mag U wil in ons huwelik geskied. Hier's waarvoor jy commit. Jy commit vir verandering, skus julle. Jy commit vir verandering. Nie jou personality nie. Nie die goeders wat jou uniek maak nie. Maar jy weet wat moet verander. Jy weet. Kyk, of al die veranderinge my het nou klaar plaasgevind. Toe ek vir Karina so 'n bietjie praat oor hierdie ding, toe sê sy vir my, Jaco, ek love hierdie tema en ek hou van die inhoud. Ek toets dit so 'n bietjie met haar. Toe sê sy vir my, daar's 'n paar goedjies wat ek graag wil hê jy moet verander. Kan ons nou sommer vandag begin? Toe sê ek vir haar, jong, nee, kom ons wag tot na Sondag. Luister eers die hele preek deur. En toe sê ek vir okay, maar as ons Maandag begin, dan gaan dit so werk, my girl. Jy sê eers vir my wat jy wil hê ek moet verander. Dan gaan ek sien hoe skerp kom sy in. Ek kan sien of sy gentle inkom met ligte goedjies of sy met groot goed inkom. Dan nail ek haar daarna, hoor. Dan gaan ek vir haar sê wat sy bietjie moet verander. Ek het 'n paar planne. Is glad iemand hier ons nooi nie. Ons kom na mekaar en mekaar se lewens in. En ons maak mekaar mooier. Imagine 'n geloofsgemeenskap. En ons is 'n geloofsgemeenskap. Wat hoe langer ons mekaar ken, raak ons mooier. Het jy al gehoor mense sê as hulle instap hoeveel liefde kry hulle? Hoe lekker voel die atmosfeer as hulle instap? Why? Dit's hoe geloofsgemeenskap werk. Yster slyp yster. Ons bring die beste uit mekaar uit. Moenie vir my sê jy verander nie, jy verander. En so 'n huwelik. So wanneer ons na iemand soek, en jong mense, wanneer jy 'n lewensmaat soek, weet jy, stap in 'n vertrek in, en daar is, kom ons sê, 'n paar beauties. En daar's 'n paar meisies van die regte ouderdomsgroep, en jy kyk na hulle. Weet julle wat ons geneigtheid om eers te doen? Ons kanselleer gou dadelik 80% van die groep. Want ons kyk wie like ons, en waarna kyk ons? Ons kyk na die vinnige paar goeters wat ons kan raak sien. En raai wat? Daai eerste 3 goed wat ons wil raak sien in iemand, is die eerste 3 goed wat gaan wegval. Wanneer jy iemand soek, kyk na goed wat in hulle mooier en mooier en mooier en mooier raak. Ons trou nie mense nie vir wie hulle nou is nie. Ons trou hulle vir wie hulle ook raak in ons partnership. Iets ongeloofliks. Nou kom ons by die twee. Die huwelik vleg. 2 mense diep in mekaar. Nou, ek wonder of julle agterkom toe ons hierdie gedeelte lees. En as jy baie mooi na hom luister, dan kom Paulus en sê, dis wat mans doen, dis wat vrouens doen. Vrouens, julle doen dit so, mans, wees versigtig, jy moet dit so doen. Weet jy wat kom ek agter? Die Bybel is nie confused oor sexuality nie. Hy is ook nie geïntimideer dat mans en vrouens anders is nie. Dit lyk van die wêreld is bietjie geïntimideer daardeur. Dit voel vir my die wêreld wil jy sê mans en vrouens julle dieselfde, julle kan altyd dieselfde goeders doen. En ek het nie dit is nie 'n afpraat of 'n oppraat van ons geslag nie. Maar dit lyk vir my die wêreld is so bietjie de mekaar. Maar ek wil nou vir jou sê die Bybel is nie de mekaar nie. Die Bybel honor die verskille wat daar tussen mans en vrouens is. En hy honor dit nie net nie, hy lig dit op en hy prys dit, en dan doen hy hy vat die twee, hy wys, jy's anderste en jy is anderste, en dan doen hy 'n ding, dan vat hy dit, dan vleg hy dit aan mekaar, en kyk, hoe pas julle by mekaar, sodat julle iets groters kan wees, as wat 'n mens dit alleen het. Hy's glad nie de mekaar. Inteendeel, hy lig dit op en hy wys vir ons hoe die 2 groot rolle by mekaar kan kom en mekaar kan dien en goed kan wees vir die gesondheid van daai verhouding. So hy praat oor 'n beginsel, en dit is 'n moeilike beginsel. Maar ek dink dit is 'n misverstaande beginsel. Dit is 'n beginsel wat baie verrykend is. Dit is 'n beginsel wat kontrasieel is. Dit is 'n beginsel wat baie misverstaan word en dit is 'n beginsel wat baie keer al misbruik is in hierdie wêreld. Dis 'n ongelooflike ook, 'n buigsame beginsel. Jy kan dit aanpas. Ek lees vir julle. Vroue, julle moet aan julle mans onderdanig wees. Net jong.
Okay, soos aan die Here. Oh nee, okay, dit is nou nie maklik. Soos aan die Here. Op dieselfde manier wat Christus hoof is van die kerk, is die man hoof van sy vrou. Christus het sulke hoofskap uitgeoefen toe hy die kerk verlos het. Julle nou, dis mos nou 'n moeilike skrifgedeelte om oor te praat. Maar onthou nou, ek het dit nie gekies nie, ons volg Paulus se woorde. Ons volg Paulus se woorde. Almal van julle, die oomblik as jy dit hoor, ek sien julle smile hier so binne. Die oomblik toe jy dit hoor, het jy 'n idee. Ha! En hierdie huis. En die oomblik het jy 'n idee wat dit beteken en raai wat. Die oomblik wanneer ons sulke goeters weet, hoor, dan sien ons aardse prentjie van wat hierdie woorde beteken. En dan ons beelde en ons het voorbeelde in ons gedagtes hoe die wêreld hierdie goed sien. Maar wanneer die Bybel met sulke goed kom, dan moet ons uitvind wat bedoel hy met hierdie idee en hierdie beelde en hierdie prente. Okay, so, dit beteken eintlik iets baie eenvoudigs. Maar moenie skrik as jy dit hoor nie, kom ons luister die skrif uit, want Paulus gee vinnig vir ons uitklarende verduidelikings. Maar hier sal dit beteken, soos Christus die hoof is, moet die man die hoof wees. Vrouens moet aan die man onderdanig wees. Nou die oomblik as ons dit hoor, dan beteken dit eintlik een ding. Is wanneer daar ooit 'n kritiese besluit moet gemaak word vir die gesin, of vir die huis. En, ons kom nie tot 'n vergelyking nie. Dan sê die Bybel, daar's tye wanneer ek moet leierskap neem. Dis wat die Bybel sê. Daar's tye wanneer ek daai call moet maak. Maar die Bybel sê nie dat ons moet die harde werk doen om eintlik saam te stem nie. Ons moet eintlik hard werk, dat ons altyd op dieselfde page saam bid, maar daar kom daai geleenthede wat dit nie gebeur nie. Nou die oomblik wat ek dit sê, dan sien ek al hierdie konsepte. Weet, as ek vir jou noem, God is jou pa. Weet julle, elkeen van julle wat hier sit, sien 'n ander image. As ek sê, God is jou pa. Party van julle het positiewe verhoudings met julle paas. Julle dink aan God soos jou aardse pa. Almal van ons het 'n idee van wat 'n pa lyk en hoe 'n pa moet wees, of hoe 'n pa nie was nie. Vir party is dit goeie nuus en vir party is dit slegte nuus. Waarom? Want ons van die beelde en die images wat ons dink 'n pa moet wees, dan vat ons dit na God en dan gee ons dit vir God. Dan vat ons wêreldse beginsels en ons heg dit aan God. Dis verkeerd. As jy wil weet wat die Bybel sê, God is jou pa, gehoor wat Christus sê, 'n pa is. En dan kyk jy weer na God. So, wanneer die Bybel sê, man, jy is die hoof in die huis, ons noem dit hoofskap. Moenie met jou wêreldse konsepte in jou hardloop en dink wat dit is nie, want as ek dink dan dink ek leierskap en dit is reg leierskap. Maar ons weet julle wat deesdae? Vir my leierskap is die laaste ding wat jy kan vertrou op hierdie wêreld. Ek kyk na hierdie wêreld en dit lyk vir my leiers gebruik hulle leiersautoriteit om hulle self te verryk. Dit lyk vir my leiers gebruik hulle leadership om hulle self te vergoed. Hulle dien hulle eie selfsugtige belange. Het wil vir my lyk asof ons sukkel om beautiful self-sacrifice leadership voorbeelde te kry in hierdie wêreld. So wanneer die Bybel praat van hierdie tema, hierdie konsep, hoofskap, wat sê hy eintlik? So, Paulus weet ons gaan sukkel, toe gee hy vir ons dadelike ding, wat hierdie ding op sy plek gaan sit. En nou kom ons luister hoe praat hy daaroor. Mans, hy sê nou, jy moet die vrouens is nog daarna gaan jou man moet die hoof wees, net soos Christus die hoof van die kerk is. So eerste ding wat 'n man moet hoor. Okay, as ek die hoof wil wees van die huis, kan ek nie besluit hoe dit lyk nie. Ek moet eers gaan kyk na wie Jesus is. En dan moet ek kyk wat het Jesus gedoen, hoe het Jesus dit in plek gestel. So daar's 'n kwalifiserende faktor hoe hierdie hoofskap lyk. Hoor wat sê hy? Hy sê direk na dit gesê het, mans, julle moet julle vroue lief hê, net soos Christus die kerk lief gehad het, toe hy sy lewe daarvoor gegee het. 2 groot woorde. Paulus praat nie van leierskap of hoofskap sonder die woord liefde en sterf nie. Mans, wie van julle is nou excited om leier te wees? Liefde en sterf. Okay, so hy kwalifiseer nou. Hy sê, jy moet dit doen net soos Christus doen. En hoe het Christus gedoen? Hy het sy kerk lief gehad en hy het sy kerk so lief gehad het, dat hy het sy lewe gegee het toe dit nodig was. Die oomblik, wanneer Paulus het gebruik hy die woord liefde. Ja, ons kyk na leierskap in die wêreld en ons sien nie regtig dat leierskap en diep
hartsgevoel van liefde vir mense langs mekaar staan nie. Daai goed word geskuif van mekaar in die wêreld. Paulus sê nee, daar kan nêrens leierskap wees of hoofskap wees sonder diep liefde vir jou vrou nie. Hy sê as jy die leier van jou vrou wil wees, al wat jou gaan kwalifiseer is as jy regtig lief het. En dan gaan hy na 'n tweede woord toe, en hierdie tweede woord is challenging. Hy sê mans, jy moet jou vrou so lief hê dat jy bereid is om jou lewe vir haar te gee. Hy sê so, wanneer jy die hoof is en jy moet besluite maak, hoe maak jy besluite? Jy maak besluite nie vir jou selfsugtige behoeftes nie, jy maak besluite vir haar belange. Vir haar belange. En natuurlik gaan daai belange die gesin beïnvloed. So met ander woorde, hy sê, en as dit nodig is dat jy 'n besluit moet maak, dat jy jou lewe gee. Sy vra nie vir dit en jy besluit dit, dan gee jy jou lewe. Can you imagine it? Maar dis nie hoe ons dit sien nie. So inteendeel kom Christus na die kerk toe en hy sê, hey, ek wil vir julle 'n ander manier van leierskap wys. Leierskap is nie, jy het hard gewerk en jy het nou 'n beloning gekry. O, ek het hier 'n nuwe job gekry, ek is nou groepleier by my werk. Ek het hard gewerk en het my beloon en nou kry ek 'n beter salaris nie. Dis nie leierskap in kerkwerk. Leierskap in kerkwerk so, as jy 'n leier word, word jy 'n dienskneg. 'n Leier kwalifiseer eers vir leierskap wanneer hy iemand het wat hy liefhet. As daar niemand is wat jy liefhet, jy mag jy nie 'n leier word en dan word jy diktator. Jy raak net 'n leier as jy lief is vir iemand. Volgens die Bybel. En wat gebeur dan? Dan raak jy 'n dienskneg. Jou uitgangspunt is om mense wat die Here in jou sorg gesit het te dien. Jy het nie die hoogste troon nie, jy word nie gedien nie, jy's nie 'n koning nie. Jy's 'n Christusleier. En wat is Christus 'n voorbeeld gewees? Hy het die handdoek om sy lyf gedraai. Hy het gaan buk en hy het voete gewas. En hy het gesê, hoe serve ek jou? Wat het jy nodig? En waarvan, dit pas by die volgende gedeelte. Wat het jy nodig? Om mooier en mooier en mooier te word. Wat kan ek doen so that your beauty can surpasses everything that we know? Hoe dien ek jou? Dis 'n ander manier van lief hê. Dis 'n heeltemal 'n ander manier van lief hê. Nou verbeel jy, okay, nou kan jy verstaan ons hierdie goed. Okay, mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus hulle lief gehad het. Vrouens, jy moet aan mans onderdanig wees en mans, julle moet dit doen hoe soos Christus gedoen het, wees lief. So hy vir die kerk lief was en gesterf het in die kerk. Nou kom man en vrou by die motorhandelaar aan. Sy gaan nou kar koop. Kyk, die man sien so 'n monstertrak, daar staan so 'n vet bakkie met vet tyres, 'n bloue. Hy sê, okay, ek voel, daai is die kar. Sy sê, nee, daar's 'n baie klein rooi karretjie daar, hy lyk te cute. Hoe gaan die gesprek gaan? Hoe gaan die gesprek gaan? Man sal sê, my liefie, op hierdie stadium wil ek jou net herinner aan Efesiërs. Ek wil dit nou nie te hard sê nie, maar jy weet Efesiërs sê, in hierdie gevalle is ek die hoof. Ek claim hoofskap oor hierdie besluit. En vrou sê, ja my lief, daarom dankie dat jy daai skrif aannoem, want ek onthou hom ook. En wat hy gesê het, jy moet bereid is om van my te sterf. 'n Bietjie sterf nou sal vir my regtig help, en as jy sukkel om te sterf, dan help ek jou. Kan julle sien hoe gaan hierdie besluite gaan? Dis waar hierdie hele skrifgedeelte eintlik ongelooflik goed is. Kyk mooi, Paulus kom nie nou en hy gee detail oor wie moet nou wat doen in die huis nie. Hy doen nie dit nie. Hy los dit oop. Waarom los hy dit oop? Want ons werk saam met God en weet jy wat doen hy? Hy sê die reël is ontsaglik buigsaam. Jy shape hom in die personalities van jou huis in. Jy shape hom in die personalities van jou huis in. En daar is sekere sterker rolle in die huis is ander rolle. Maar weet jy wat sê hy? Hy sê mans en vrouens, julle albei het ongelooflike belangrike werk. Kom vleg in hulle aan mekaar en hy maak hulle een en hy jaag hulle na mekaar toe. Hy druk nie die verskille weg van mekaar af nie. En dan liewe gemeente, ek weet. Hierdie rol van hoofskap claim jy nie omdat jy getroud is nie. Hierdie ding van hoofskap kan eers gebeur wanneer Christus gestalte vind in jou. Mans, die Here roep jou. Hy roep jou. Hy wil hê Christus moet diep gestalte vind in jou, sodat jy jou vrou kan lief hê.
lief hê. Met jou hart en met jou siel en met jou lewe. Ek wil julle moet sien, hierdie hele storie wat hy vertel, praat van 'n lang ding wat moet gebeur. Can you imagine? Sê, ek gaan jou nou lief hê, maar ek maak 'n eksklusiewe, permanente, ewige kommitment aan jou, dat ek jou diep gaan lief hê in die toekoms. Hoekom sê hy dit? Hier's wat hy sê. Hy sê, wil jy die wonder sien van liefde? Wees lief vir iemand oor 'n baie lang tydperk. Hy sê, jy gaan goed van 'n persoon leer ken, wat jy nooit geweet het is moontlik nie. En dis nie al nie. Imagine, 'n godly huwelik, waar daar heeltyd hierdie input van God in ons lewens is. Hy gaan jou mooier maak, en mooier maak, en mooier maak, en mooier maak. Jy raak meer opgewonde oor jou vrou as wat jy ooit was. Waarom? Want sy raak al hoe skoner en mooier. Die plooie is weg, al raak hulle ouer. Jy sien die hart, jy sien die gees, jy raak verlief op dit. Jy raak verlief op dit. It creates incredible passion. Incredible passion. Mense soek altyd die spontaniteit. En dis altyd in die begin. Ek wil vir jou sê, daar's amazing spontaniteit as jy diep leer om mekaar te ken. Het vat 'n lifetime, luister nou mooi, het vat 'n lifetime om 'n persoon te leer ken. Het vat 'n lifetime om 'n persoon te leer ken. Maar onthou net, wanneer jy na hierdie persoon kyk, is geskep in God se beeld. You'll find God in the other person. You'll find God. Waarna wys jy huwelik? Waarna wys jy huwelik? Ek weet dit voel soos verskriklike liefde waarvan ek nou praat, maar ek wil jou herinner. Paulus sê, en dis waar hy begin. Hy sê, dis 'n geheim te diep om te verstaan. Gaan lees daai, hy sê, dis 'n geheim te diep om te verstaan. Maar op een of ander wyse het God ons nog liewer as dit. Christus het aan jou 'n eksklusiewe, permanente, ewige kommitment gemaak, dat hy gaan jou lief hê. En hy gaan jou op 'n manier lief hê, wat jou mooier maak. Hy gaan jou op 'n manier lief hê, wat jou gaan verander in iets ongeloofliks. Beautiful, holy, acceptable offer for God. En dan sê hy, ek gaan jou op so 'n manier lief hê, dat ek vir jou hoof gaan wees. Ek gaan jou hoof wees. Maar moenie skrik nie. Ek is nie 'n diktator nie. As ek 'n hoof is jy die fokus van my liefde. As ek die hoof is jy die fokus van my energie, van my gebede, van my handelinge, van my dienswerk. Dis waarvoor ek bestaan, is to raise you up. Ek wil vra vir ons musiekspan wat nou vir ons die lied gaan doen om slank vorentoe te kom. Paulus met ons praat, is sy fokus nie ons laat sleg voel nie. Hy wil nie vir ons wys waar val ons nie. Hy wil net eintlik vir ons wys wie is ons. Wie is ons? Mag hierdie vandag vir jou 'n motivering wees. Eerstens, maak jou hart oop vir God se liefde, want hy wil jou fisies lief hê. Hy wil hê jy moet dit voel. Hy wil daar wees. Hy wil elke dag daar wees. En as ons God toelaat om ons lief te hê, dan kan ons begin dis om ons lief hê. Met daai selfde liefde. Kom ons laat toe dat hierdie liefde eers my hart verander. En dan mag ek die skoonheid en die beauty uit ander uitbring, soos wat God dit met my doen. Amen. Gemeente, ek stuur jy uit. Gaan wees lief vir mekaar. Gaan wees lief vir mekaar. Daar's lekker koffie en kry vir jou 'n koppie koffie na die tyd. En dan, ja, dankie vir al ons online viewers. Bly julle het ingeskakel. Mag jy 'n great dag hê. Dankie.